Môre julle, dit is dag 8 vandag. Vandag 2 mylpale wat ek gaan bereik. Eerstens, ek stap 16 dae, so aan die einde van vandag is ek halfpad wat daar betref, maar ook vandag steek ons die grens oor na Galicië. So tot nou toe was ons in Asturias. Wat die bergprovinsie was en dit was absoluut ongelooflik. Maar vandag steek ons die grens oor na Asturias. Ek het nog vandag en môre wat klim daar is. Vandag weer meer as 1000 meter in elevation wat dieselfde hoeveelheid is as op die hospitaalsdag. So ek kan nou vir jou sê dit is 'n kwaaierige dag. Maar die weer gaan perfek wees. Dit gaan nie reën nie. Dit is op die oomblik 11 grade Celsius sê die temperatuurmeter hier by die apteek vir my. En dit gaan 'n lekker stapdag wees. Vandag 'n 25 km. Dit gaan 'n kwaaierige 25 km wees. Maar ek is reg vir hom. Ek gaan net gou eers 'n koffie soek, maar terwyl ek koffie drink, hier kom die kenwysie. Debe ser que no sé ni fuera bala de pegar. No, por la bala de pegar es apa. Hay que hacer un agujero y taparlo. Ek het gisteraan so lekker gekuier saam met daai 3 Britse vroue. Hulle is almal maatskaplike werkers wat 40 jaar gelede saam gestudeer het. Wat nou vir jare aftree en hierdie is hulle aftrede geskenk aan hulle self. Hulle vat vandag nog 'n afdag in Grandes de Salim. En ek dink dit is glad nie so 'n slegte idee nie. Maar iewers het ek 'n skof wat ek weer in 2 gedeel het wat hulle in 1 dag gaan stap. So ons het gister uitgewerk. Ons gaan saam wees in Lugo en ons kan in Lugo kan ons weer saam aandete eet. Hulle sê toe in hierdie stadium sukkel hulle verskriklik met blaase. Ek het tot dusver geen blaase nie waaroor ek baie dankbaar is. Ek het op die Franse Camino baie gesukkel met blaase en op die ou het my skoene vervang. Tot dusver gaan dit baie goed met my voete. Maar ek plak hulle nog elke oggend toe met Katie tape wat ek by Ouder Warehouse gekry het. En vandag se Ouder Warehouse minuut. Kom ons praat 'n bietjie oor sokkies, want die sokkies wat jy dra maak 'n baie groot verskil aan hoe dit met jou voete gaan op 'n Camino. So hier kom die Ouder Warehouse minuut. Wat my betref, praat mense heeltemal te veel oor skoene en heeltemal te min oor sokkies. Jou sokkies maak 'n baie groter verskil met blaase as jou skoene eintlik. Kom ek wys jou wat is die sokkies wat ek inpak. Bridgestyle is 'n baie goeie handelsmerk en ek het van hierdie sokkies. Maar op hierdie Camino gaan ek vir my Volkie sokkies inpak. Volkie is 'n Suid-Afrikaanse handelsmerk en hulle is absoluut puik. Wol is die grootste geskenk aan 'n stapper en ek het op hierdie Camino 2 pare wolsokkies by my. Dis toevallig hierdie 2 kleure ook. Hierdie mohair sokkies wat ook pressure-free tegnologie het. Dit help as jy voete het wat 'n bietjie swel, dan is hierdie sokkies baie lekker. Die ander paar sokkies wat ek by my het, is hierdie blister protection sokkies. Hierdie goeders werk regtig waar.
So dit gesê vandag is 'n 25 km dag, maar ek het pas die bord gekry dat Afonsagrada nog 24 km van hier af is en ek het reeds 3,5 gestap. So dit gaan meer as 27, 28 km dag wees. Met die grootste bult wat gaan kom tussen kilometer 5 en kilometer 10. Nog 'n pragtige kliphuis wat leeg staan. Wow. Goed, so daai was die enigste kroeg in die eerste 20 km van die dag en hulle is nog toe vir 'n uur lank. So ek gaan nou nie vir 'n uur lank hier so sit en wag vir 'n koppie koffie nie. Die dag gaan te lank wees. Daar is dalk weer 'n koffiedrinkplek in die laaste paar kilometers van die dag, maar hulle sê dit is ook nie 'n gegewe dat dit altyd oop is nie. So dit is nou net die ding van hierdie Camino, nê? Mens kort 'n klein bietjie meer as dit wat hulle het. Voor die klimwerk in alle erns begin, kom ek vertel vir julle die storie van die belade van bevelvoerder Moreno. In die Spaanse Vryheidsoorlog of die Spaanse Burgeroorlog, met ander woorde, hierso in die 1930s, 1940s, het dit gebeur dat die regeringstroepe in 'n stadium, 'n groep van die regeringstroepe teruggetrek het deur hierdie streek. Hulle is in daai stadium klaar verslaan en daai groep het probeer om uit Asturias uit te kom sodat hulle kan vlug uit Spanje uit. En toe hulle hierso in hierdie omgewing gekom en vir 'n boer gevra of hulle die nag in sy skuur kan oorslaap. En die boer het in die middel van die nag gegaan na Afonsagrada toe en hy die troepe wat by hom oorgeslaap het gaan verraai by die magte van generaal Franco. En die magte van generaal Franco het gekom en hulle daai troepe, ek dink 16 van hulle voor die voet afgemaai. Die bevelvoerder Moreno en 2 of 3 van die mense het ontsnap, maar die bevelvoerder is ook 'n dag of wat later toe nou vasgetrek en hulle het hom ook gemartel en hom op die ou end toe vermoor. En daai soldate is almal in 'n massagraf hier in die omgewing, sê hulle, begrawe. En eers hierso in 2007, 2008 weer is hulle eers geterneer en toe herbegrawe op Afonsagrada. Onthou, as deel van 'n diktator se bestel, is die mense nie mag die mense nie praat oor dit wat gebeur nie. Hulle is te bang om te praat. So hierdie gemeenskap het nie vir hulle kinders vertel wat gebeur het met daai soldate nie. Hulle het 'n belade geskryf wat die ouers aan die kinders gesing het. Ek weet nie hoeveel keer 'n jaar nie, maar so daai gebeure het in die kollektiewe geheue gebly vir dekades, omdat hulle 'n liedjie gesing het. Nou dit het op my radar gekom, want ek het gehoor hoe iemand 'n onderhoud voer met 'n akademikus wat navorsing gedoen het daaroor. So vir die wat akademisie is, jy kan die artikel kry op JSTOR, wat sy skryf oor hierdie belade van bevelvoerder Moreno, maar dis my nou nogals interessant, dat sê sy nou daar is meer as een weergawe van die belade wat sy gekry het, want dis nou 'n banale analogie, maar kom ons sê, soos wat ons almal sal sing, ek se dapper muis, sal die mense in Gauteng dalk nou sing,
Maar sê nou daar's donder weer, terwyl die Kaapenaars sal nou weer sê en sê nou daar's 'n tsunami, sê nou maar. Is daar ook by verskillende families in die omgewing is daar verskillende weergawe van daai belade. En in sommige weergawe word die familie genoem wat daai soldate verraai het. So dis my nogals hartseer as jy hier deurstap en dan dink jy ja, 'n oorlog is altyd hartseer en in Spanje is daar nog baie oorblyfsels van daai burgeroorlog van hulle. Hulle het 'n komitee wat tot vandag toe nog besig is om massagrafte op te spoor en om daai soldate te terneer en op 'n ander plek te herbegrawe. So ek het 'n lekker vraag van Julia af wat vra wat het ek gedoen om fiks te word vir hierdie Camino? Nou ek probeer altyd om nie heeltemal onvoorbereid te gaan na 'n Camino nie en vir hierdie een het ek 'n bietjie ekstra ingesit. Ek het byvoorbeeld 'n bietjie gewig afgeskit want ek het geweet elke kilo wat ek nie aan my lyf het nie is 'n kilo minder wat ek oor die berge hoef te sleep. So ek het 'n lekker hoeveelheid gewig verloor. En dit het ek gedoen deur minder koolhidrate te eet, deur brood en pasta uit te sny en kyk nou is ek terug in 'n omgewing waar ek elke dag vreeslik baie brood eet, maar dis reg, ek stap dit nou af. Vir 'n normale Camino sal ek sê, jy kan maar eintlik net stap, verstaan, so stap 3 of 4 keer 'n week 'n kort afstand en stap oor die naweek 'n langer een, as jy jou eie sak gaan dra, stap oor die naweek met jou rugsak wat jy gaan dra, dat jy gewoon kan raak daaraan. Maar so met ander woorde, begin dan oor 'n naweek met sê nou 'n 10 km en dan bou jy op totdat jy gemaklik 20-25 km kan stap oor naweke. Vir hierdie een wel het ek ekstra beenoefeninge gedoen om net die bene rondom veral my bobeenspiere sterker te maak. Dit help vir jou met die klim, met die op en dit help vir jou met die af ook. Onthou weg het 'n oefenprogram wat op stappers gemik is. En dit is 'n baie goeie program. Mag ek sê dit is ook die man wat die oefeninge aanbied is ook nogal sag op die oog. So dis maklik om vir ou Iwer te volg met die oefeninge en dit gaan alles sterk maak wat jy nodig het om sterk te maak vir so 'n staptog. Maar daar is baie mense wat het op 'n vliegtuig klim en 'n Camino kom stap. Ek het nie so 'n aangebore fiksheid nie. Of sal dit so as jy vir my los dan is my stokperdjies om te lees en TV te kyk. Ek doen nie van nature oefening as deel van my stokperdjies nie, maar daar is seker sulke mense en hulle kan wegkom daarmee deur net in die pad te val en te stap, maar vir hierdie Camino sal ek jou nogals aanbeveel om soveel as moontlik te oefen. Lyk die bultjie hier op. Ons is nou op 'n hoogte van 900 meter bo seevlak. Ons moet nog klim tot by 1100. Ek dink ons is op pad na die windmeeuls toe. Dis staf, maar ek is stafferer. Kyk wat het ons hierso. Hier is die grens tussen Asturias en Galicia. Praat nou van sonnefanfare, maar daar is die teken. Hoe ongelooflik is dit? Nou is ek in Asturias en hallo Galicia. Dit is vir pelgrims nogal 'n mylpaal om in Galicia aan te kom. Dan voel dit vir jou, jy's in die pylvak, daar is nog harde werk wat voor lê. Ek het nog vandag 'n goeie klim oor en môre ook nog 'n goeie klim, maar daarna staan 'n paar platter daar wat daarom ook op my wag. En
Nou is ek in die land van Pulpau. Ek wonder of ek vanaand al 'n ou stukkie seekat gaan kan kry, maar eintlik weet julle waarvoor ek so lus. Ek is so lus vir bacon en eiers nou. Net 'n bietjie spek en eiers. Ek is eintlik dood van die honger. Laat ek dit nou dadelik erken hierso. En hoe weet jy jy's in Galicia? ...166 km tot in Santiago. So 166 km tot in Santiago beteken ek is nou omtrent presies halfpad. Want onthou, ek het begin op 321 km. So, ek is min of meer halfpad. Ek het nie geweet hier's 'n restaurant nie. Dit is nou 'n heerlike verrassing. ¿Quieres un vasito? Muchacho. Hierdie was nou 'n stukkie genade. Ietsie om te eet, ietsie om te drink en 'n badkamer om te gebruik. Ek loop nou mense raak wat ek in Oviedo ontmoet het die aand toe ek vir oulaas gaan klere was het. 'n Amerikaanse koppel. So hulle het 'n dag na my weggespring, maar hulle het 'n dag opgemaak deur hulle het oor hospitalies gestap tot Oberto Cedo en toe hulle die taxi gevat na Grandis de Salim toe. Hulle sê, hulle gitspook het gesê, dis nie 'n lekker stap daar af oor die water en weer op nie, maar ek het daai geniet. So, jy hoef nie 'n taxi daar te vat nie. Agora nós estamos na metade. ¿Eh? Hallo. Bobike. So ek is 2 kilometer van my oornagdorp af, maar kyk, oornagdorp sit daar bo en ek is nou nog besig om onder toe te gaan. So ek het minder as 2 km oor en ek het nog 'n kwaai klim vir oulaas vir hierdie dag. Wow. Wow, wat 'n bult. Liewe aarde, wat 'n bult. Maar ek is bo. Ek is in Fonte Grada. Ek dink my slaapplek is net 200 meter van hier af. Ek hoop dit iets koud om te drink. Net 200 meter. So ek het klaar geëet vir die aand. Is nou so 8:30. Ek is poptyres. Onthou, hierdie was nou die 3de van 4 moeilike dae. Môre nog vir oulaas weer 26 km dag en weer met amper 1000 meter se elevation. Dit maak nogals jou dae baie kort in die sin van jy is die hele dag op die pad, want dit vat vir my ure om daai afstand af te lê, maar ek geniet die stap verskriklik baie. Ek geniet die omgewing. Ek ken al heelwat van die pelgrims om my en ek stap baie lekker. Aandete was nou sommer in een van die koeë hier naby aan my herberg waar ek bly. En onthou, ons is nou in Galicia, so ons is nou in Pulpau wêreld, in daai seekat wêreld, maar ek het nou vanaand gewone calamari geëet en gekookte aartappels en hulle slaai. Hulle slaai is altyd nogals lekker. En hulle gekookte aartappels ook bedien hulle met so klein bietjie olyfolie en 'n bietjie paprika. Dit is ook baie lekker. Baie dankie Ouder Warehouse wat hierdie video reeks moontlik gemaak het. Ek sê vir julle goeie nag. Ek sien vir julle môreoggend vroeg.